Welkom by hierdie oordeenking. Mag die paar minute wat jy hierna luister jou rustig stem, jou diep bewus maak van die groot kompas van die lewe wat in jou is en van die feit dat hy, die groot God, jou nie een oomblik alleen laat nie. Veral nie, as jy verdwaal is nie. 'n man is in 'n groot stad op soek na die poskantoor. Hy verdwaal en weet later glad nie waar hy is nie. Nie sy beste verstaan van rigting, die padkaartprentjie wat hy in sy kop het of Google Maps kan hom meer help nie. Uit moedeloosheid keer hy iemand op straat voor en vra die aanwysings vir hom. Die man verduidelik 'n baie lang storie van links en regs en op en af en weer links en regs en toe bly die man eensklaps stil. Dink lank en sê, ag meneer, dit is so moeilik om jou te help. Die punt is eintlik dat as jy by daardie adres wil uitkom, jy nie hier kan begin nie. Jy het dalk ook al gevoel dat jy geen idee het wat jy in 'n bepaalde situasie moet doen of hoe jy 'n probleem moet oplos nie. Om die waarheid te sê, jy weet nie eens waar om te begin nie. As jy soms so verdwaal voel, kan die volgende B's jou dalk help. 1. Bedaar. Word net eers stil en rustig in die diep wete dat jy nie altyd alles dadelik hoef te doen nie. Nie alles dadelik hoef te weet nie. Dat jy nie op alles onmiddellik antwoorde hoef te hê nie. Maar dat dinge op die regte tyd na jou toe sal kom en dat jy leiding sal ontvang. 2. Bid. Word in jou stilwees bewus van die een wat elke adres op aarde ken. Wat jou en jou situasie ken. Wat jou hier waar jy nou is en jou toekoms ken. Vra dat God aan jou perspektief sal gee. Dat hy jou sal help om vreesloos na jou situasie te kyk en dat hy jou sal help om rustig op 'n antwoord te wag. 3. Bird's view. Ons kyk almal maar met 'n baie klein visie na die wêreld om ons. Ja, ons verstaan van waar ons is of wat binne ons gebeur of hoe hierdie dinge of ek en jy binne in die groter plan pas, is maar baie beperk. Ons klein stukkie wêreld is mos maar 'n sandkorrel van die groot heelal van die lewe. Wanneer ons egter onsself uit die situasie kan lig en van bo af daarna kyk, verander die prentjie. Vra jou Vader om aan jou 'n groter, 'n hemelse perspektief te gee, 'n ewige verstaan van jou omstandighede. Dit gaan anders lyk. 4. Betrek mense. Jy hoef dalk nie alleen in jou situasie te wees nie. Daar is altyd betroubare mense met groot insig en meer ondervinding wat aan jou idees en raad kan gee. Ja, betrek betroubare bronne. 5. Beplan. Baie mooi drome en strategieë sneuwel omdat daar nie deeglike beplanning en voorbereiding is nie. Maak seker dat jou padkaart van hoe en waar duidelik uitgestippel is. En dan laastens, beweeg. As jy noukeurig oor jou situasie gedink het, daaroor gebid het, al jou alternatiewe deeglik oorweeg het en presies weet waarom, wat en hoe jy iets wil doen, beweeg dan. Pak dan die bil, hoe moeilik ook al, letterlik by die horings en sien hoe jou plan prakties deurgevoer word. Spreuke 4 vers 7 som hierdie praktiese stappe so mooi op. Ons lees, die verstandigste ding om te doen, is om eers wysheid te bekom. Wy jou daaraan toe om veral onderskeidingsvermoë te kry. Alle mense voel soms onseker. Daarom, bedaar, bid, vra vir 'n goddelike bird's view, betrek mense, beplan en beweeg dan. Vertrou jou Vader, vertrou die kompas in jou, vertrou die lig voor jou. Kom ons bid. Here, dankie dat U verdwaalde mense se harte ken. Maar dankie ook dat U weet waar ek nou is en dat U hier in my hier is. Dat U môre in my daar sal wees en dat U weet hoe om my by U daar uit te bring.
Hier is ek, Here. Kom pas my asseblief. Amen.